die Britse eilande is, nee, dis korrek. Ons wens om alles wat mooi is toe, en vir my Hester, en dat hulle lekker sal kuier, en dat hulle ook veilig sal terugkom. Dankie, dit is altyd 'n voorreg om die wonderlike boodskap van die Here Jesus Christus oor te dra, en veral op so 'n besonderse dag, as ons dink aan die Heilige Gees. So ek groet u in die naam van die Vader, wat sy Gees vir ons gestuur het. Ek groet u in die naam van die Seun, wat die Gees van Christus vir ons beloof het, gesê, die Vader sal hom vir ons stuur, om vir ons te help. En ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat nie, want ek gaan Immanuel nie net by julle wees nie, maar binne in julle wees, deur die inwoning van die Heilige Gees. Ja, sê Paulus, weet jy nie dat jou liggaam die kerkgebou is van die Heilige Gees nie, die tempel van die Heilige Gees nie. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, die trooster, die helper, wat gekom het, om vir ons by te staan, om vir ons te help. Mag ons so ietsie verstaan vanmôre, van wie hy is ook, en wat hy doen in ons lewe. Here, ons prys u naam, vir die wonder van Pinkster, dat u werklik op 'n besondere manier, sonder om geografies gebonde te wees, kom intrek het in mense se lewens, in hulle gees, in hulle harte. Wat sou ons gedoen het sonder die Heilige Gees? Ons sou gesukkel het. Ons het u so nodig. En dankie dat u by ons is. En dat u in die woorde van Jesus ook sê, kyk, ek is met jou, elke dag, tot aan die einde, as jy instap in die hemelse heerlikheid, weet ek is by jou helper, jou trooster. Here, baie dankie, bind ons saam in liefde, kom Heilige Gees, as ons nie vir u het om dinge vir ons te leer en te verduidelik nie, dan bly ons dom, bly ons oningelig. En Jezus, u het gesê, en die Gees van God sal kom en hy sal julle herinner aan dit wat ek gesê het. Praat dan vanmôre met ons harte, praat met ons gedagtes. U ken elkeen van ons soos ons hier sit met ons gemors, ook met ons vreugdes, ook met ons drome. U ken ons met ons stryd, u ken ons beperkings. Dankie dat terwyl u alles weet van ons, u ons onbeskryflik lief het. So lief dat u uself leeg gebloei het aan 'n paar spykers aan die kruis op Golgotha. Sal ons ooit genoeg vir u kan dankie sê. Amen. Kom ons sing gou nog 'n lied 525, ek gaan dit sommer hier van vooraf speel, en dit is 'n lied wat sê, Here, hoe blymoedig. Blydskap is 'n vrug van die Heilige Gees. As ek by jou stroefheid sien, dan moet ek vra, waar is die Gees van God? Blydskap, wat nie afhang van omstandighede nie, maar van sy teenwoordigheid. Blydskap, die vrug van die Heilige Gees. So staan saam en sing ons, Here, hoe blymoedig. Kom ons sê vir hom dankie. Here, hoe blymoedig, en de dank oorvloedig, maak u ons die hart. U gee ons die seën, soos 'n milde reën, u vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons lied, leef ons sonder u genade, vrees ons nie die kwade. Here, gee lewe, so word ons vergewe,
en verlos van dood. In die groot ontferming gee jy ons beskerming, redder uit die nood. Ons sal tot die eer, o Heer, in die heil met blydskap lewe, aan U oorgegewe. Ons sal tot die eer, ons sal tot die eer, o Heer, in die heil met blydskap lewe, aan U oorgegewe. Dankie, kom maar sit. Die Gees se teenwoordigheid bring 'n blydskap in jou hart, blydskap in jou lewe, 'n sprankel wat jy nie gehad het voordat hy in jou geleef het nie. Ek sien hier so 'n paar kinders, waar as die kindertjies steek op julle hande, kom ons sing net so, dan wil julle ook ietsie Zuri, né? Dis al my grandnaam hoor. En daar so kindertjies, kom ons sing, ken julle loof van met die tromme, loof van met die harp. Die harp, nie die hark nie. Die harp, alright. So kom ons sing gou nog 'n loflied gou, en dan sing ons saam met die kinders, sê, julle is baie welkom, Here is lief vir julle, hoor. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asemhaal, loof die Heer. Alles wat asemhaal, loof die Heer. Dit was baie mooi. Kom ons sing die tweede vers. Prys hom met julle stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op die aarde. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asemhaal, loof die Heer. Alles wat asemhaal, loof die Heer. Kom ons sing weer die eerste vers. Loof op met die tromme, met die hart, met die klinkende simbale. Loof hom met die tromme, loof hom met die hart, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asemhaal, loof die Heer. Alles wat asemhaal, loof die Heer. Alles wat asemhaal, loof die Heer. Ja, ons kan die Here loof en prys net oor wie hy is. Nou vanmôre wil ek praat oor die wonderlike boodskap van die Bybel wat sê hy het gekom om ons te bekragtig, om vir ons krag te gee, sodat ons effektief kan leef. En dan wil ek graag die voorbeeld gebruik, 'n Ou Testamentiese voorbeeld van Dawid en Goliat. En daarom dink ek, wil ek gou vir die kinders nog een lied sing, en dit is die storie van Dawid en Goliat, want ons gaan nie alles lees wat staan in 1 Samuel 16 en veral 17 nie. So, kom ons dink aan Dawid, wat vir sy boeties kos gevat het by die oorlog teen die Filistyne. Dawid roep sy pa sy naam, jy moet na die oorlog toe gaan, vat vir jou boeties 'n bietjie kos, 'n skaapribbietjie en tannevlos, neem ook brood en kaas, maar jy moet jou gou haas, dat die kos vir hulle krag kan gee, om die Filistyne plat te vee. Toe kom Dawid by die oorlog aan, maar hy was heeltemal stom geslaan, want 'n groot ou reus, Goliat, het die hele Israel aangevat. Hy hoor toe die reus sê, "Right, wie van julle wil teen my fight?" Maar almal bewe van die vrees en hulle kruip weg vir die groot ou reus. Dawid word toe skielik kwaad, en hy het met ou Goliat gepraat. "Jong, jy beledig mos nou God se naam.
jy waar daar met jou groot lyf staan. My God is baie groter as jy, en as hy jou in die hande kry, dan sal jy dit beslis berou, en ek self voel ook 'n bietjie lus vir jou. Toe Dawid dit alles vertel, het hy 5 klippies opgetel. Hy tref ou Goliat toe met die een, en hy val neer, dat die aarde dreun. Hy gryp die reus toe aan sy baard, en kap sy kop af met 'n swaard, en toe die kop een kant toe rol, het die Filistyne weggehol. Dawid het die reus verslaan, want hy het geveg in die Here se naam, en Israel was weer baas in die land, want die Here was mos aan hul kant. Ja, as die Here aan jou kant is, dan hoef jy nie bang te wees vir enige iets nie, maatjies. En nou gaan ek na Handelinge 1, en dis die wonderlike gedeelte waar Jesus vir sy disippels gesê het, julle moet wag, julle moet wag, julle moet wag. Julle moet wag. Ek lees hoe dat daar staan by die 3de vers van Handelinge 1, dankie Here, maak vir ons die woord oop, Gees van God. Na sy dood het Jesus aan hulle met baie onbetwisbare wyse getoon dat hy lewe. En in die loop van 40 dae het hy by verskillende geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan die tafel was, het hy vir hulle gesê, julle moenie van Jerusalem af weggaan nie. Bly wag, wag, wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Kan jy onthou dat toe Johannes die doper met sy vinger na Jesus gewys het, het hy gesê, ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met vuur doop. Vuur. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, nou Here, sê vir ons, is dit nou die tyd dat jy weer die koninkryk van Israel gaan oprig? En hy het vir hulle gesê, wel, is nou nie vir julle om te weet die tyd en omstandigheid, dit wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle het nie nodig om omstandighede te ken nie. Julle het nie nodig om te weet wat vir julle voorlê nie. Julle het die Gees van God nodig. Daarom sê ek vir julle, julle sal krag ontvang vir elke omstandigheid. Maak nie saak wat kom nie. Julle hoef dit nie te weet nie. Wat julle moet weet is dat God se Gees krag in julle is. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle effektief my getuies wees. In Jerusalem, in die hele Judea, en die hele Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld, en hulle het gegaan na die uithoeke van die wêreld, in die kragtige, wonderlike teenwoordigheid van die Heilige Gees. Krag. Ek wil vir jou sê vanmôre, leef met krag. Ons het krag nodig, nie waar nie? Ons sukkel maar 'n bietjie sonder krag. As ek en jy kyk na hoe dat ons inkom in die wêreld en ons kyk na ons liggaam, dan sien ons 'n papbabietjie, ons sê dis 'n papbabietjie, want daai babietjie moet nog krag kry, hy moet nog sy spiere ontwikkel, sodat hy later aan sukkelend kan begin stap, wankelend begin stap, en dan later kan begin loop, en later draf of hardloop, en ja, miskien ergens langs die pad ook nog weer krag nodig het in sy liggaam, want ons word soms siek, of ons is soms in 'n ongeluk, en dan sit ons in 'n reistool, en dan het ons kragteloos geword, miskien in ons bene. Ons het krag nodig om sinvol te lewe.
Nou is dit interessant, soos jy die wêreld ingekom het, so gaan jy hom ook uit. As jy oud geword het, hulle sê jy is oud die dag as jou neus loop, maar jou bene wil nie meer nie. En as jou rug meer uitgaan as jy. As jou hare hierbo verloor, maar op 'n dag sê jy, ek groei hulle dan nou deur my neus en deur my ore. En dan sien jy bejaardes en senior burgers wat skuifel en weer loop soos babietjies, swinkelend soos babietjies. Swakheid is 'n probleem vir mensheid. Ek en jy het krag nodig in ons liggame. Maar ons het ook innerlike krag nodig om sterk te wees hier binnekant. En hoe meer papperig jy hier binne is, hoe moeiliker leef jy. Miskien ken julle die spreekwoord in Afrikaans wat sê, as jy jou geld verloor het, het jy iets verloor. As jy jou gesondheid verloor, het jy meer verloor. As jy iemand in die dood verloor, het jy baie verloor. Maar as jy moed verloor, het jy alles verloor. Hopelose, moedelose mense is mense wat hier binne geen krag en oortuiging het nie, geen vrymoedigheid het nie. Ons het innerlike krag nodig. Ja, daarom het ons geeskrag nodig. Geeskrag wat nie aangeleer is nie. Geeskrag wat bonatuurlik gegee is. En dis waarin die Here spesialiseer. Hy wat gees is, wil ons gees sterk maak met wie hy is, dat ek en jy bonatuurlik kan sterk wees. En daarom het Jesus gesê vir sy disippels, ek vir julle stuur, jy sal onthou dat hy gesê het aan die einde van Johannes, gaan heen, gaan maak disippels, Matteus, gaan maak disippels van al die nasies. Gaan, ek het vir julle werk. Julle is my diensknegte. Ek hoop jy verstaan dat as jy jouself 'n Christen noem, jy nie meer aan jouself behoort nie. Jy behoort aan iemand anders. Jy is hier om hom te dien. Jy is hier om sy taak vir jou lewe of deur jou lewe om dit tot 'n werklikheid te bring. En Jesus het gesê, gaan heen, ek wil julle gebruik, ek het vir julle werk, maar asseblief moenie gaan voordat julle nie gewag het totdat die Heilige Gees gekom het. Jesus het ook op aarde sy taak begin met die vervulling, met die doping van die Heilige Gees, dat toe hy gedoop is in Betabara, saam met Johannes die Doper, gestaan het in die water, het die Gees soos 'n duif op hom afgekom. En as hy bekragtig in die volgende oomblik, dan staan hy in die teenwoordigheid van die Satan, word hy versoek in die woestyn. Maar hy is bekragtig. Daarom was hy oorwinnend. En sien ons om tot die laaste asem op die kruis. Dis volbring. Ons sien partykeer net sy pathetiesheid, nee, sien sy krag. Ek het klaar gemaak die taak, omdat die Gees van God my gehelp en bygestaan het. Ja, sê Jesus, jy moet wag vir die Heilige Gees. En toe kom die Heilige Gees. En wat 'n verskil het dit nie gemaak in daai gewone mense se lewens nie. Ek lees van Petrus en Johannes baie naby aan na die uitstorting van die Heilige Gees, dan genees hulle met die krag van die Heilige Gees 'n man. En as hulle dit doen, is die mense nuuskierig en hulle kom almal soontoe om te kyk. En dan sê Petrus, "Wow, hier nou gaan ons kerk hou." En dan begin hy preek en hy begin praat oor God en oor Jesus Christus wat die verlosser is. En die volgende oomblik is die hel los. Want die Fariseërs sê, wie het julle die reg gegee om hierdie stories te praat met hierdie mense? En beveel vir hulle, nou bly julle stil. En dan sê
Petrus en Johannes, julle kan maar besluit wat julle wil doen. Is dit nie eintlik 'n saak met wat julle idee is nie. Vir ons is dit onmoontlik om nie te praat van dit wat ons gesien en gehoor het nie. Dan praat hulle met die autoriteit van die Heilige Gees binne in hulle. En is hulle nie bang vir die leiers wat vir Jesus aan die kruis opgehang het. Ons lees van Paulus hoe dat hy in sy eie krag die liggaam van Christus vervolg het en doodgemaak het. En dan kom die krag van God op hom. En dan begin hy om te lewe met die krag van die Heilige Gees. Dan sê hy later, want hy het die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf, onder leiding van die Heilige Gees. En dan skryf hy later, hy sê, word vervul met die krag van God, met die Heilige Gees. En dis 'n pragtig in die oorspronklike Grieks staan daar, sorg dat jy vol bly van die Heilige Gees. Soos die Almoedige gesê het, we are leaking vessels, we need to be under the tap constantly. Word vervul, sê Paulus. Eindelik my boetie, sê hy op 'n ander plek, en my sissies word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ons het die Heilige Gees se krag nodig. En soos ek net gesê het, wil ek graag vir julle vat na die Ou Testament toe en net kyk wat staan daar in 'n gedeelte in 1 Samuel 16 en 1 Samuel 17. Julle kan maar, as julle Bybels hier het, julle vinger daar hou as julle wil. Dis die storie van wat ek net nog gesing het, die storie van Dawid en Goliat. Ek het onlangs in my stilte tyd weer dit gelees en dit het tot my hart gepraat. Nou kom ek sê, in die Ou Testament het die Heilige Gees ook mense bekragtig. Maar op 'n ander manier as na Pinkster. Want die Pinksterfees was vir alle Christene bedoel. En die gawe van die Heilige Gees bly by ons. Maar in die Ou Testament het die Heilige Gees sporadies op sekere enkelinge gekom, omdat God 'n spesifieke taak en idee gehad het wat hulle moes doen. En daarom het hy hulle bekragtig. Daarom lees ons onder andere van die eerste koning Saul, jy sal onthou van Saul, hoe dat hy gesalf is en toe het hy die Heilige Gees ontvang en net nadat hy gesalf is, het Samuel vir hom gesê, Saul, die Gees van die Here sal jou oorweldig, 1 Samuel 10 vers 6. En jy sal in 'n geestesvervoering kom, en jy sal 'n ander mens word, jy sal in 'n ander mens verander word. Die Gees verander die ou mens tot 'n nuwe mens. Dink aan Gideon in Rigters 6 vers 3, Gideon wat teen die Midianiete moes gaan veg, dan staan daar, die Gees van die Here het van Gideon besit geneem. En toe het hy die ramshoring geblaas, en manne bymekaar gekry, om teen die Midianiete te veg, en ons ken die uiteinde, hoe dat God, deur Gideon 'n groot oorwinning behaal het. Samson was 'n rigter en die Here wou hom ook gebruik en daarom het hy hom op 'n besondere manier sy krag gegee. En toe die Filistyne die eerste keer hom vasbind, omdat hulle dink hulle het die geheim van sy krag gekry, toe het hy daardie toue soos garingdraadjies gebreek. Want God se krag was in hom. Ongelukkig het hy tragies gesterf. Hy het die krag verloor, want hy was nie gehoorsaam nie, dieselfde met Saul.
Saul het pateties gesterf in sy eie swaard geval. God het sy gees onttrek van Saul, omdat hy ongehoorsaam was. Nie gedoen het wat die Here wou hê nie. En in die plek van God se gees het daar 'n bose gees gekom, wat hom getreiter het. O God, dank vir die Nuwe Testament, dat alhoewel ek en jy soms die gees van God kan bedroef, en hom kan blus, dat die gees altyd weer sal kom, om te kom klop in jou hart, en vir jou te sê, jy mis dit, jy mis dit, jy mis dit, kom terug, word vervul, bely jou sonde, sê jy's jammer. Waarom het ons krag nodig? Wel, as ons kyk na 1 Samuel 17, dan lees ons, soos ek net gesing het, van Dawid wat na sy boeties toe gegaan het om vir hulle kos te vat. Maar toe hy daar kom, sien hy, my ade ons, en hy het dalk gegaan met 'n groot verwagting en gedink, wel, hulle is al besig om die Filistyne 'n goeie pak slaag te gee. Maar as hy daar kom, dan is hy verstom, want sy groot boeties wat hy so geadmireer het, kruip weg, saam met al die ander soldate van die Israeliete, want 80 keer al voordat Dawid gekom het met die kos, het hierdie groot reus uitgekom met die naam Goliat en gesê, wie van julle sal teen my vegkom? 80 keer, 40 dae, 2 maal op 'n dag. Praat hy, dreig hy, en die manne het weggekruip, want hulle was bang. Dawid het met 'n ander gees gekom. Hoe weet ek, hy het met 'n ander gees gekom? Want ek lees in 1 Samuel 16, vers 13, dat toe Samuel, die profeet, vir Dawid as die tweede koning gesalf het, staan daar in die nuutste Bybel in Afrikaans, en die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder in sy lewe van Dawid besit geneem. In die Living Bible staan dit so, the Spirit of God came upon David and gave him great power from that day onward. Daarom as Dawid kom en hy sien sy boeties skryf weg en hy sien hierdie Goliat en hy hoor hom praat, dan staan hy met die krag van God binne in hom en dan kyk hy op 'n ander manier as sy boeties. Ek vra weer, waarom het ons krag nodig? Kom ons kyk wat het gebeur. Ons het krag nodig, want daar is uitdagings. Daar's 'n stryd. Daar is moeilikheid. Daar is teestand. Daar's omstandighede wat teen jou inkom. Daar's goed wat jou lewe bedreig. Daar's mense wat jou bedreig. En in die eerste en laaste plek is dit die een wat in beheer is van 'n gebroke werklikheid se sonde wat jou en my bedreig. Die Satan. As jy Lukas 1 lees, dan lees jy van Sagaria wat sing onder leiding van die Heilige Gees en praat hy hoe dat ons verlos word, hoe dat Jesus gekom het, dat ons verlos kan word van die vyande van ons lewe, en die grootste vyand is die Satan. Julle stryd, julle moeilikheid, julle probleme, sê die Bybel, is nie as gevolg van vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig, wat selfs mense en omstandighede gebruik om jou te treiter. Daar's moeilikheid. Daarom het ons die Heilige Gees se krag in ons nodig.
Die duiwel loop rond, sê die woord, soos 'n brullende leeu. Gelukkig is hy klaar oorwin deur Jesus. Jesus het hom uitgeklee aan die kruis, sê Kolossense, en daarom moenie bang wees vir die duiwel nie. Hy soek wel wie hy kan verslind, nie fisiologies nie jou liggaam nie, maar jou gees, hy wil jou vrymoedigheid en jou geloof wil hy insluk. En hoe doen hy dit? Deur vrees te gee. Kyk, 'n leeu wat 'n prooi vang, is stoepstil. Hy loop saggies. En dan jaag hy die bok en hy gryp die bok. 'n brullende leeu vang nie sy prooi nie. Hy maak net die ander diere bang. En die duiwel, hy's 'n bangmaker. Hy's 'n boelie. En hy probeer om vir jou te sê, soos hy vir hierdie ouens gesê het, waar is julle God kan julle nie help nie, kom veg teen my, en as julle my kan wen, kan julle dalk oorwinnend wees teen die Filistyne. Maar ek dink nie, dis moontlik nie. Kom. En hy was bang, en sy boetie sê vir hom, het jy die groot reus gesien? En het jy die groot reus gehoor? Ek wonder soms wat dit is in mense se lewens wat hulle laat wegkruip, wat hulle bang maak. Wat maak dit dat die krag is nie, maar dat hulle papperig is hier binnekant? Daarom het die Heilige Gees gekom. Hy het nie net vir Dawid bekragtig nie, maar hy het gekom as jou helper en as my helper. Hy is by ons. Hy lei vir ons, hy praat met ons. Hy herinner ons aan alles wat Jesus gesê het. Wat doen hy? Hy sê, moenie fokus op Goliat nie. Fokus op iemand beter. Daar is moeilikheid. Maar daar is ook 'n God. Daar is 'n God. 'n God wat almagtig is. 'n God wat alles weet. 'n God wat alles kan doen. Die God van die hemel en aarde, wat die skepper is. Ek slaan my oë op na die berge, skryf Dawid by geleentheid. Waar sal my hulp vandaan kom? Want daar is dalk skelms teen hierdie berge op. Waar kom my hulp vandaan? O, my hulp is van die Here. Want hy het die berge gemaak en hy weet alles. En die Heilige Gees help vir Dawid en vir jou en vir my om ons oë te fokus op hom en op sy krag. Dink aan Petrus wat weggehardloop het in die nag en sy Jesus verraai het. En op die ou einde die Here 'n wonderwerk deur hom gedoen. Ek en jy het nodig om God te sien in sy almag. En die Gees het een geweldige werk in ons en hy sê, ek wil jou help om God te leer ken. Leer hom ken. Leer hom ken. Ek het eergisternag wakker geword met die lied wat Steve Green so pragtig sing van Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh Lord, I want to know you. Want hoe beter jy hom ken, hoe kleiner word Goliat. Want hoe groter is God dan in jou lewe. En ek kan maar net vir jou sê, asseblief, moenie meer weet van Google en van ChatGPT, whatever, en van Twitter, en van Facebook, en van wat almal sê, maar jy weet nie wat sê God nie, asseblief, terwille van jou krag, terwille van jou oorwinning en jou oorlewing, leer hom ken. Dawid het groot geword met die stories van God se almag, met die bevryding uit Egipte land, met die oop kloof van die Rooi See.
Dit was deel van sy menswees. En toe hy die Heilige Gees ontvang het, het die Gees van God hom herinner daaraan, wat meer is, die Gees laat ons ook terugkyk oor ons skouer, en kyk na die probleme van gister en na eergister, van eergister, en so kyk hy terug oor sy skouer, en hy sê, ek weet, God het my gehelp, toe die leeu en die beer my skape wou opvreet, was dit God se krag wat my gehelp het. Daarom sal ek nie nou bang wees vir Goliat nie. Dink 'n slag terug. Wanneer was jy in die nood? Wanneer het jy uitgeroep na God? Het God jou gedrop? Nooit. Hy het miskien nie vir jou gegee wat jy wou gehad het nie, maar hy het jou nog nooit teleurgestel nie. Nog nooit. Nie as jy geestelike oë het om dit te verstaan nie. Hoe groter God word in jou lewe, hoe kleiner word jou bedreiging. Hou jou oë op Jesus, sê die Bybel, Hebreërs. Hou jou oë op hom. Nie op Goliat nie, nie op jou omstandighede nie, nie op jou probleme nie. Hou dit op hom, sodat jy nie geestelik uitsak en moedeloos word nie. Daarom sê Dawid in vers 45, ek sien jy kom met baie wapens, meneer Goliat. Ek kom na jou toe, nie in my krag nie. Ek het net 'n slingervel. Ek het net paardklippies. Maar my God is groot en hy is sterk en hy sal jou oorwin. Hy sal jou oorgee in my hand. Daarom sê Jesus, wag. Wag tot die Heilige Gees kom. En as hy kom, sal hy julle leer alles wat ek julle beveel het. En dit sal julle beloftes wees waaruit julle lewe. En hierdie woord wat ek vir julle gegee het, sal lewendig en kragtig wees hier binnekant in julle. En hy sal vir julle onthou, laat onthou, wat hy in die verlede gedoen het. Ek is amper klaar, maar daar was uitdaging, maar daar was 'n God. Maar daar is altyd 'n mens. 'n Mens wat in geloof moet reageer soos Dawid reageer het. 'n Mens wat 'n taak het, 'n mens wat 'n roeping het, 'n mens wat 'n instrument is in die hand van God, wat God wil gebruik tot sy eer en om sy koninkryk te bou. En die Gees van God het op Dawid gekom, omdat hy 'n besonderse man moes wees. Later word hy genoem die man na God se hart. Seker die grootste koning wat ooit gelewe het. Dawid, die man van God. Die man wat sê, hier is ek, Here. Ek is bereid om saam met jou Heilige Gees 'n verskil te maak. Die waarheid plus 'n man, die waarheid plus 'n vrou is 'n kragtige ding as die Heilige Gees van jou besit neem. Hoeveel individue het al in die wêreld 'n verskil gemaak op 'n wonderlike manier? Net omdat hulle ja gesê het vir God se roeping en die Gees van God gevra het, lei vir my om te doen wat U wil hê ek moet doen. En so hardloop Petrus weg, as hulle sy Here vang. Maar op Pinksterdag trek die Heilige Gees in hom in en word hy bekragtig met die dynamis, die dynamiet van God. En dan staan hy op en die gewone ou visserman praat van Jesus en 3000 mense word geraak en hulle sê, wat moet ons doen om gered te word? En dan kom hulle in die koninkryk van God, omdat een man bekragtig opgestaan het. Die
12 disippels het almal saam met Petrus weggehardloop, want hulle was bang vir die gevolge van hulle navolging van Jesus. Maar as die Heilige Gees kom, soos ons net nog gesing het, dan beweeg hulle die een na Spanje toe, die ander een na Turkye toe, die ander een na Indië toe, die ander na Persië, die ander na Ethiopië toe. En elkeen het in 'n rigting gegaan soos die Gees gelei het. En hulle was nooit alleen nie, want die Gees van God was by elkeen van hulle persoonlik. En hulle het die evangelie oor die hele aardbol verkondig. Sodat ons ook in Pionierspark vanmôre 'n byeenkoms het in die naam van Jesus. Sodat Namibië ook sê, ons ken Jesus. David was alleen. Vers 34, dink ek, lees ek van toe hy vir Saul sê, maar ek sal teen hom gaan veg. Dan sê Saul vir hom, is jy van jou kop af? Dan staan in die Engels, you're ridiculous, it's ridiculous. Jy's 'n jong seentjie, hoe gaan jy teen hom veg? Kyk hierdie groot manne wat wegkruip. Wil jy vir my sê, jy kan dit doen? Sê, ja, ek kan, want ek weet God kan. En dan tree hy uit hierdie wapenrusting wat Saul vir hom aantrek en sê, ek het nie wapenrusting nodig nie, ek het God nodig. En daarom sal ek in sy naam gaan en ek sal glo. En sê vers 37, God sal vandag deur my 'n wonderwerk doen. Vandag, vers 46, sal die Here jou verslaan, Goliat, en ek sal jou kop afkap. Een mens, saam met die Heilige Gees, wat 'n verskil maak. Die laaste plek, as die Heilige Gees besit nie om van 'n mens. En jy, doodgewone mens met beperkings, sê Heilige Gees, hier is ek is niks werd myself nie, maar vul my en gebruik my, rus my toe, doen wat U wil doen deur my, Here, al is dit ook simpel miskien vir my eie gedagtes. Ek is bereid om te doen wat U vra. Dan word jy 'n seën. 'n Seën vir mense. 'n Seën vir 'n gemeenskap. 'n Seën vir jou familie. Dan bring jy lig in 'n donker wêreld. Daarom lees ek in vers 46 dat David sê, en vandag moet die mense weet dat God leef. Vers 46, ek doen dit in die naam van die Here, sodat die hele aarde kan weet dat God leef en dat hy by ons is. Daar's 'n wêreld daar buite, hier in Windhoek, hier in Namibië, reg oor die wêreld, wat smag na die krag van God, wat smag na die teenwoordigheid van die Here, wat smag na sin en vervulling. Ek en jy weet waar om dit te kry. En die oomblik as jy deur die Heilige Gees optree, dan sien ander mense by jou werk dit. Want die heerlikheid van God sal op jou wees. Jy sal 'n verskil maak. Net die manier waarop jy werk, net die manier waarop jy praat, net die manier waarop jy leef, sal mense se hart gryp. Ek lees hoe dat Petrus en Johannes, Handelinge 4 vers 13, toe die fariseërs vir hulle sê, nou moet julle stil bly en so aan. Dan sê hulle, dit sal 'n dag wees. En hulle sal glad nie bang nie. En dan staan daar in vers 13, en toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, Griekse woord is boldness, die Griekse woord is parisia, dis die Engelse woord boldness. Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid, se krag, se vreesloosheid sien en besef dat hulle net vissermanne is,
net ongeletterde mense is, leuke is, was hulle verbaas. Gaan lewe Christus, onder leiding van die Heilige Gees, en jy sal mense verbaas maak, en jy sal die geleentheid hê om hulle voor te stel aan die een, wat dit vir mense moontlik maak, om sinvol te lewe. Dawid het as getuienis, onder die krag van die Heilige Gees, God gedien, onder ongelowiges, maar ook onder die gelowiges, sy boeties en sy sissies wat papperig geword het hier binne, wat bang geword het. En daar's baie mede-Christene wat saam met jou en my die pad loop, wat bietjie verdwaal het, en wat nie leef in die krag van God nie, en wat hulle koppe so vol maak van al die bedreigings en van al die Goliate, dat hulle God nie meer sien nie. Maar jy en ek, as ons sê, nee, ek vertrou net op God, en hy alleen kan help. Dan lees ek wat Dawid sê in vers 47. En die hele Israel sal weet. En hierdie bang soldate sal weet, dat die Here nie deur wapens verlos nie. Hulle sal weet die oorlog is in die Here se hand. En hy sal die vyand in julle hand gee. As jy onder leiding van die Heilige Gees en met krag optree, is jy 'n bemoediging vir ander Christene. Jou oorwinning is my oorwinning. En jou mislukking is my mislukking. Ek wil julle motiveer, lewe in die krag van God, sodat mense die Here kan eer. Daardie krag, liewe vriende, is nie aggressie nie. Dis nie arrogansie nie. Dis diep innerlike sterkte, bo-natuurlike leiding en sterkte van die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou lewe. Daarom is ons vandag Pinksterfees vier. Dan sê ons onder andere, dis die fees van bekragtiging, sodat ek en jy staande en oorwinnend kan wees teen elke bedreiging, teen elke omstandigheid, teen elke strategie van die Satan. Want deur die Heilige Gees wat in ons is ons meer as oorwinnaars. Deur Christus wat ons krag gee. Om hierdie rede het ek gekom, in Johannes 3 vers 8 sê Jesus, om die werke van die vyand te verbreek. Om hierdie rede sou die Heilige Gees het ek gekom, om die werke van die Satan deur jou te breek. Ons buig die hoofde. Here, op hierdie Pinksterfees, dank ons U vir U krag. Dank ons U vir U teenwoordigheid. Dankie vir 'n lewe wat vrymoedigheid het hier binne. En ek dink aan Paulus wat vir Timoteus sê, en nou blaas die vlam aan. Die vlam van die toerusting van God, sodat jy weer sterk kan word. U ken nou elkeen van ons. En ons wil graag antwoord vanmôre. Hier is ons, Here.
En nou wil ek vir jou vra wat daar sit. Wat is jou verhouding met Jesus? Miskien het jy nog nooit regtig jou lewe vir hom gegee nie. Wil jy nie vanmôre, terwyl die Gees van God in jou werk en die Gees van God jou sensitief maak en die Gees van God klop aan jou deur sê, Here, hier is ek, was my, vergewe my, kom woon in my. As jy dit wil sê, sê dit vir hom, hy hoor, sê dit vir hom. Kom in, was my. Miskien het jy moedeloos geword langs die pad ergens en jou belangstelling verloor in die evangelie van Jesus Christus en jy leef met 'n papsgees en 'n papsiel. Wil jy nie vanmôre sê, Here, ek is jammer. Help my om my fokus reg te kry. En ek vra asseblief, vul my nou, Heilige Gees, vul my, maak my vol. Ek maak plek vir u vanmôre. Ek het u nodig. Ek wil nie sonder u lewe nie. Ek kan nie sonder u lewe effektief wees nie. Kom, vul my, Heilige Gees. Sê dit vir hom. En die Gees waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom, waarheen hy gaan nie. Maar soos elkeen wat deur die Gees van God gebore is, word vervul met sy Gees. Weier om met te min deur die lewe te gaan, word oorvloedig deur hom. Maak plek vir hom. Heilige Gees, vul my nou. Ek wil totaal op u leiding vertrou. Vul my denke en hart, o Heer, met u oorvloed en krag meer en meer. Heilige Gees, neem my in beheer. Daar is niks beter wat ek kan begeer dan alleen kan ek vrugte dra en dan alleen kan ek doen wat u vra. Waai deur my, o Heilige Gees, kom leef vol in my. Ek maak my nou oop, laat my oorloop met al u volheid, o waai deur my. Heilige Gees, my hart smag na u, sonder u volheid wil ek nie leef nie. Maak my skoon, o maak my skoon, dat u nog voller in my kan woon. Waai deur my, o Heilige Gees, kom woon vol in my. Ek maak my hart oop, laat my oorloop
met al u volheid oorwaai deur my. O, mag die Here jou vul en bly gevul, man. Elke dag word stil voor die Here. Vat sy woord, laat die Gees